Psalm 108 vanaf vers 1 dan. 'n lied, 'n psalm van Dawid. My hart is gerus, o God. Ek wil sing en psalm sing, ja ook my eer. Waak op, harp en siter. Ek wil die dageraad wakker maak. Ek wil u loof onder die volke, o Here, en psalm sing tot u eer onder die nasies. Want u goedertierenheid is groot bo die hemel uit en u trou tot by die wolke. Verhef u bo die hemele, o God, en u heerlikheid bo die hele aarde, dat u bemindes gered kan word. Verlos deur u regterhand en verhoor ons. God het gespreek in sy heiligdom. Ek wil jubel, ek wil Sichem verdeel en die dal van Sukkot afmeet. Gilead is myne, Manasse is myne en Efraim is die beskutting van my hoof. Juda is my veldheerstaf. Moab is my waskom en op Edom werp ek my skoen. Oor Filistia jubel ek. Wie sal my bring in die versterkte stad? Wie lei my tot in Edom? Het u, o God, ons nie verwerp nie? En u trek nie uit, o God, saam met ons leers nie? Gee ons hulp teen die vyand, want die mense hulp is vergeefse moeite. En God sal ons kragtige dade doen, en hy self sal ons vyande vertrap. Nou, die van julle wat die Bybelleesprogram volg sal onthou, hierdie was een van die psalms, ek dink dit was een van hierdie weeksinne, maar wat gebeur het is, maandagoggend lees ons as 'n gesin saam met hierdie psalm, en gewinnig as ons klaar gelees het, dan kyk Salome vir my, dan sê sy, nou wat wil jy sê oor die psalm? Ek weet nie of jy dit net vra omdat ek 'n predikant is, en verwag mens moet altyd iets sê nie, maar ek kyk al so, en ek sê, ek gaan nou niks sê nie, ek wil hierdie psalm preek. En ek het al hoeveel keer deur die psalms gelees, en iets het net op 'n besondere wyse vir my uitgestaan, toe ons hom deurlees. Dis opmerklik, dat hy's op nog voor die son opkom. Inteendeel, Dawid sê in hierdie psalm, in vers 3 in die Afrikaanse vertaling, waak op, o harp en siter, ek wil die dageraad wakker maak. Nou as ek vir die kinders sou vra, wat beteken dit om die dageraad wakker te maak, gaan hulle dalk sukkel. Maar weet julle wat sê Dawid? Hy sê, ek wil so vroeg opstaan, dat ek die son wakker maak. So dis hoe vroeg hy wil opstaan, en dan sê die lof in sy hart, en toe ons die psalm begin lees, dink ek, dit moet goed gaan met Dawid. Dit lyk of dit regtig goed gaan met hom. Totdat jy by vers 7 kom en jy sien dat u bemindes gered kan word, verlos deur die regterhand en verhoor ons. Dan kom jy by vers 12. Het u, o God, ons nie verwerp nie, en u trek nie eers meer saam met ons uit nie. En dit vang my toe. Dit gaan nie so goed met Dawid as wat dit in die eerste paar verse lyk nie. Inteendeel, hy kom in 'n sekere sin en hy's nie seker of die Here met hom is nie. Hy worstel op hierdie stadium met dit. Hy voel dalk selfs dat God hulle verwerp. En ek wil julle help met iets vanoggend. Sy hart in vers 1 of vers 2 is gerus en hy wil sing ten spyte van sy omstandighede. En dit het my aandag gevang toe ons dit deurlees. Weet jy, op ander plekke word God altyd geloof nadat hy die uitkoms gegee het. Hierdie psalm, net vir interessantheid, is 'n samestelling van Psalm 57 en Psalm 60, albei deur Dawid geskryf, maar in Psalm 57, net byvoorbeeld, terwille van tyd gaan ek dit nie lees nie, maar in Psalm 57, dis geskryf toe hy vlug van Saul en hy kruip in 'n grot of in 'n spilonk weg, en dan het jy al sy angs en benoudheid, en aan die einde van die psalm, dan sê hy, God het vir hom uitkoms gegee, en dan sê hy, my hart is gerus. In Psalm 108, jare later, toe hy terugkyk, toe skryf hy, my hart is gerus, nog voordat die omstandighede verlig is. En dit het hierdie vir my baie interessant gemaak. Dit is asof Dawid gegroei het in sy geloof, en nou op 'n plek staan waar hy sê, maak nie saak wat gebeur nie, ek gaan opstaan met 'n lied in my hart. En dit is iets besonders. Daar's baie mense in die gemeente wat swaar kry. Baie van julle gaan deur 'n stryd. Jy sit dalk hier vanoggend met jou kerkklere aan en jy lyk mooi en netjies en jy glimlag en jy groet, maar die binne in jou hart is 'n storm. En jy's te skaam om dit vir die ou langs jou te sê. Maar hoe kosbaar is dit nie dat in die middel van daai storm, as jy vanoggend kon wakker word met 'n lied in jou hart, met die mooiste woorde, my hart is gerus. So die psalm moet ons help met dit, 'n geruste hart. Ek het lank terug 'n film gekyk. Ek sê nie julle moet die film gaan kyk nie.
Ek was toe skaars gered en vandag is ek baie selektief in wat ek kyk en wat ons gesin na kyk. Was 'n goeie prent van Mel Gibson, Once Were Soldiers. As ek reg onthou, is dit gebaseer op 'n ware verhaal. Maar in die film kom 'n jong soldaat, net nie in die weermag. Dan groet hy een van die offisiere, ou van hoë rang. Dan sê hy vir hom, "Good morning, sir." Dan antwoord die offisier hom, "What is good about it?" En dan loop hy aan. Die volgende oggend kom die jong soldaat en hy sê weer vir die ou. Hy sê, "Good day, sir." En hierdie misluk offisier sê vir hom, "How do you know what day it's gonna be? Are you the weatherman?" En dan loop hy net so verby. En Dawid help ons om op te staan met 'n loflied in goeie en slegte tye. Kom ons kies dit as 'n tema. Hoe om met 'n loflied wakker te word in goeie en slegte tye. Want dis wat in hierdie Psalm gebeur. Ja, een van die ding wat my nog vang is, julle weet wat die verskil tussen 'n optimis, 'n realist en 'n pessimis, nê? Pessimis is daar is niks goed nie, alles gaan sleg gaan. Optimis is iemand wat dink dit gaan altyd goed en daar's niks sleg nie. 'n Realist is iemand wat die feite raak sien. En Dawid is baie realisties in hierdie Psalm. Ek het vir julle gesê van my een vriend, iemand vra, hy's 'n redelike pessimis gewees. Iemand vra vir hom, wat is 'n optimis? Hy sê nee, dis 'n ou wat nie vir homself kan dink nie. Nou 'n realist. Dit tref my in die Psalm hoe realisties hy is. Hy steek byvoorbeeld nie weg, hy's nie skynheilig en sê alles is lekker en maanskyn en rose nie. Dis nie die Christen wat vir die ander een sê, toe maar, niks is so erg nie. Nee, hy's eerlik oor hoe hy voel, dat hy voel, dit voel of God nie nou help nie, dit voel of God hom verwerp het. So kom ons deel die Psalm in hierdie volgende 3 dele in. Eerstens, wees eerlik oor die omstandighede, wat hy is. Tweedens, wees eerlik oor wie God is. En die derde, en ek gaan 'n ander woord gebruik, wees realisties oor jou gevolgtrekking. Tussen jou omstandighede, wie God is. Wees realisties oor jou gevolgtrekking. En ek weet ons gaan saam die nagmaal gebruik, so ek gaan die nagmaal deel van dit maak aan die einde. Moenie benoud wees oor die tyd nie, ek gaan dit eenvoudig probeer hou. Maar kom ons kyk na wees eerlik oor die omstandighede en hoe jy voel. In vers 7, dat u bemindes gered kan word, verlos deur u regterhand en verhoor ons. Vers 12, het u o God ons nie verwerp nie, en u trek nie uit o God saam met ons leers nie. Gee ons hulp teen die vyand. Hy voel totaal verwerp deur God. En heel waarskynlik was dit later in een van die oorloë en dat hy besef het dit gaan nie goed met Israel nie. Hulle verloor selfs 'n paar oorloë en dis asof God nie meer saam is nie. Maar dalk help Psalm 57 en hiervoor gaan julle daar moed oopmaak. Want hy gebruik presies dieselfde woorde aan die einde van Psalm 57, maar ek wil die begin lees. Net 2 of 3 versies. Psalm 57. Nou as julle na vers 8 kyk, gaan julle sien hy gebruik presies dieselfde woorde. My hart is gerus o God, my hart is gerus en ek wil Psalm sing. Hy wil wakker word met siters en lofliede bring. Maar Psalm 57 vers 1. Vir die musiekleier op die wysie van moenie verwoes nie van Dawid. 'n Gedig toe hy vir Saul in die spelonk gevlug het. Wie van julle het al Samuel deurgelees? Dan lees jy hoe Dawid vir Saul moes vlug toe hy koning word. Ek en julle lees dit, maar ek en julle mis hoe ons sou voel as ons in Dawid se skoene was. Die koning van die tyd wil jou doodmaak. Hy het vir 8 jaar van Saul gevlug. Dawid was heel waarskynlik van 22 jaar oud tot en met 30. Wie is 22? Is hier enigiemand 22 jaar oud? Is jy 22, Gideon? Ja. Nou, dink net van 22 jaar tot 30 jarige ouderdom. Vir 8 jaar vlug jy en jy kry by vreemde nasies weg, jy kry in vreemde plekke weg en in spelonke en in grotte. En in hierdie Psalm was hy vasgekeer. As julle 2 Samuel deurlees, julle sal sien op 'n stadium was hy omsingel deur Saul. En dat hy regtig vir sy lewe gevrees het. Psalm 57 vers 5 sê, ek moet onder leeu's lê, wraakgierig is, mensekinders wie se tande spiese en pyle is, en wie se tong 'n skerp swaard is. Ek noem dit vir julle vanoggend, want ek het al in berading gevind, dat as jy met mense uit die Bybel uitpraat, dan sê hulle nee, maar die Bybel verstaan nie my probleme nie, en dit was nie so erg nie, en ek noem dit eerstens vir julle, want Dawid se angs en benoudheid was eg. Jy kan daarby nie verbykom nie. Dit was eg gewees. Jy kan nie vir Dawid sê, weet julle wat sou ek en julle dit opgemors het met Dawid?
toe maar Dawid is nie so erg nie. Dit sou nie gehelp het nie, want dit was erg. Hy het vir sy lewe gevrees met goeie rede. Dit was op 'n stadium so erg in Dawid se lewe. Julle onthou Dawid het vir Goliat doodgemaak, nê? Nou, op 'n stadium, toe vlug Dawid vir Saul, juis na die plek toe waar Goliat se familie bly, was veiliger onder sy vyande, as wat hy onder sy eie mense was. Hy het teen spoeg, teen sy baard laat afloop en gemaak of hy mal is, net om sy lewe te probeer red. So die angs is eg. Ek noem dit eerstens vir julle, want Dawid se angs en benoudheid was eg, uit goeie rede gehad. Ek noem dit tweedens vir julle, want hier was nog niemand in hierdie gemeente, en ek sal dit redelik met sekerheid sê, hier was nog niemand in hierdie gemeente, wat so bang was soos Dawid hier. Wie van julle het al 8 jaar vir die regering gevlug, en hulle wil jou doodmaak? Ons voel partykeer, ons wil vir Dawid sê, maar Dawid, jy verstaan nie my omstandighede nie. Myne is erger. Jy weet, hierdie lied is nie geskryf deur iemand wat nie weet waarvan hy praat nie. Hierdie psalm is nie geskryf deur iemand wat op die kantlyn staan, en soos ons partykeer vir aanhouers wat swaar kry, net 'n klomp Bybeltekste gee nie. Is nie verkeerd nie, ons moet hulle help met die Bybel. Maar hier is begrip in hierdie psalm, vir iemand wat regtig deur 'n swaar tyd gaan. Hierdie psalm is geskryf deur iemand wat gegroei het in geloof, en wat so versekerd was, dat hy later God so vertrou het, en Kobus het dit genoem volgend, om God te vertrou, dat hy God later so vertrou het, dat hy met 'n loflied kan opstaan, maak nie saak hoe gaan sy dag lyk nie. En dit gaan my help. Want as julle vir my partykeer in my lewe gaan sê, Jannie, jy kan môre met 'n loflied opstaan, want jou omstandighede gaan verander, dan gaan ek vir julle sê, ek weet nie so seker nie. Dis nie so seker nie. Dit kan dalk nog 'n week sleg gaan, kan nog al 'n jaar sleg gaan. Jy kan vir 'n vrou in 'n moeilike huwelik sê, weet jy wat, staan môreoggend met 'n loflied op, want jou man gaan van môre af die grootste droom wees. En dis nie altyd waar nie. Partykeer stry daai vrou in haar huwelik vir 40, 50 jaar met 'n moeilike man. So ons kan identifiseer met dit. Jou werk, almal gaan môre van jou hou by jou werk. Kan dit nie met sekerheid sê nie. Jou werk gaan dit jou lewe dalk vir jou nog moeilik maak vir 'n paar jaar vorentoe. Maar wat van as jy kan leer wat Dawid geleer het? Jy kan opstaan met 'n loflied ten spyte van jou omstandighede, wat nog nie verander nie. So ek en julle kan dit ook leer. Maak nie saak wat jou omstandighede is nie, wees eerlik oor die omstandighede. Maar hou vas, daar is hoop. Weet julle wat het hierdie omstandighede nog erger gemaak? As ek in Dawid se skoene was, wie het vir Dawid tot koning gesalf? Wel, nie die persoon nie, maar wie se keuse was Dawid? God se. Nou ek en julle moet bietjie dink. God maak Dawid koning, en dan is dit asof God nie help nie. Dis om te sê, my Here, ek lewe soos wat U verwag. Ek doen wat U van my sê, ek eer U, en waar is U nou? Dit voel of U my verwerp. Dit voel of U nie meer saam met my gaan as ek uitgaan nie. U maak my koning, maar nou verloor ons oorlog, want U gaan nie meer saam met ons uit nie. Dis hoe hy voel in hierdie psalm. Kom ek sê dit ligtelik. Hierdie psalm is nie geskryf vir Mickey Mouse probleme nie. Ons dink partykeer die Bybel is om te help met Mickey Mouse probleme, klein goedjies. Nee, dit is nie. Die Bybel is geskryf om te help met die grootste probleme in jou lewe ooit. So eerstens, wees eerlik oor jou omstandighede. Tweedens, wees eerlik oor wie God is. Dawid se wete oor wie God in hierdie psalm is, het alles verander. Hy sê dit in vers 5. Vers 4 sê, ek wil die loof onder die volke, Here, in psalm sing tot U eer onder die nasies. Vers 5, want hier's die rede, U goedertierenheid is groot bo die hemel uit en trou tot by die wolke. Vers 5 antwoord 2 vrae. Die eerste vraag, hoe groot is God se liefdevolle goedheid? Goedertierenheid, die Engels het 'n baie mooi woord, loving kindness. God se liefde en vriendelikheid. Die eerste vraag, hoe groot is God se goedheid? Die tweede vraag, hoe getrou is God? En hier's iets wat die kinders kan verstaan. Ek wonder as ek vir die kinders sou vra, as ek vir Lodewyk en Gilliam of wie ook al, waar is die Lisbie? Ek sien daar nie, daar sit die Lisbie en Elmar en ek sien vir jou, my en Joselle, as ek vir die kinders sou vra, as julle na vers 5 kyk en ons vra, hoe groot is God se goedertierenheid? Wat is die antwoord in vers 5? Groot bo die hemele. Nou vra ons vir die kinders, hoe hoog is die hemele? Lodewyk, hoe hoog is die hemel? Hemelhoog. Ja, ek weet ook nie. Maar kinders kan dit verstaan. Dawid gebruik taal wat as ons by die kerk uitstap, God se goedertierenheid is bo die hemele.
Sy getrouheid, hy sê dit in vers 5, hoe groot is God se getrouheid? Tot by die wolke. Ek en julle kan uitstap, dis bewolk vandag, ek en julle kan die wolke sien, en Dawid probeer prakties en in prentjies ding, God se getrouheid is, kom ek maak dit baie maklik, God se getrouheid is oral, dis wat dit beteken, tot by die hemele en by die wolke, God se goedheid en getrouheid bereik alles en almal. Jy kan nêrens wees waar God se goedheid, goedertierenheid en getrouheid nie is nie. Dit insinueer iets. Dit insinueer dat jy God se beloftes ken, nê. Kom ek wys dit vir julle in die Psalm. Dit insinueer dat jy God se beloftes moet ken. Vers 8. God het gespreek in sy heiligdom. Stop net gou daar. Een van die Engelse vertalings sê vers 8 so mooi, die ESV in vers 7 sê, God has promised in his holiness. So jy ken God se beloftes. En dan vers 8 tot 10, God het gespreek in sy heiligdom, ek wil jubel, ek wil Sichem verdeel en die dal van Sukkot afmeet, Gilead is myne, Manasse is myne, kom ek verduidelik dit baie eenvoudig. Sichem en die dal van Sukkot was in die oorkant van die Jordaan gewees, nou moet ek dit regkry, in die ooste kant van die Jordaan gewees, en al wat God vir sy volk sê, weet julle wat, ek het daai land afgemeet, elke sentimeter daarvan behoort aan my, en ek vat dit vir my volk. Ons het dit die laaste 3 sondae in die psalms gesien. God vat ander mense se land weg en hy gee dit aan sy volk. Die punt is, elke sentimeter behoort aan hom en hy gee dit aan wie hy wil. En het God dit toegedoen? Want Dawid dink terug in die geskiedenis. Hy onthou God se beloftes. God het gesê hy gaan hy land vat en vir sy volk gee. Het God dit gedoen? Ja, God het dit gedoen. God sê in die Psalm, Gilead is myne, Manasse is myne, Ephraim en Juda behoort aan die Here. God sal hulle beskerm. Hy praat van Moab, vers 10. Moab is my waskom en op Edom werp ek my skoen, oor Filistia jubel ek. Dis die vyande. God sê, ek gaan hulle verneder. Die Moabiete dink, hulle is net die mense. God sê, ek maak hulle my voetstoel en my waskom. Ek verneder hulle, ek sal hulle buig. Filistia, onthou julle vir Goliat, die grootste man, en Dawid kom in die naam van die Here en hy verslaan hom en hy verneder die Filistyne tot in die grond in. Dawid kyk terug en hy sien hoe God alles doen wat hy beloof. So jy moet God se beloftes ken. Vers 9, daai woorde, Juda is my veldheerstaf. Die Engels sê, Juda is my scepter. Dis 'n vooruitwysing na Christus toe. Na die Christus wat sou kom. En ek wil vir julle vra vanoggend. Ek ken nie almal se omstandighede nie, maar ek glo, hier sit vanoggend mense wat nie met 'n loflied wakker geword het nie. Inteendeel, toe jou oë oopgaan, toe sug jy, want jy trek regtig swaar. Nou wil ek die vraag vra, is dit hoe ons God ken? Ons ken sy beloftes, maar vertrou ons hom volkome? Of dink jy, sit jy dalk hier vanoggend, en jy dink reg hierdie geskiedenis, ja Janie, ek hoor wat jy sê, dit geld vir ander gelowiges, maar God gaan dit nie vir my doen. Dink jy dat God was so vir Dawid, maar hy is nie so vir jou nie? Dis 'n leuen, as jy so dink. Dis dan net omdat ons hom nog nie ken nie. Nog iets moois in die Psalm, net terwille van, ek moet die kans gebruik, vers 8. Vers 8 sê, God het gespreek in sy heiligdom, ek wil jubel. Wie van julle het al moeite gedoen om aan God te dink dat hy gelukkig is? Ons dink baie onpersoonlik aan God. As God sê, hy wil jubel, ons dien 'n gelukkige God. Niemand wil 'n ongelukkige God dien nie. En partykeer is dit ons beeld van God, dat God is deeltyd net ongelukkig met alles wat gebeur en alles wat ons doen. Nee, in Christus is God gelukkig met ons, hy jubel. Ons probleem is meeste van die kere nie dat ons nie die omstandighede ken nie, maar ons weet nie wie God is nie. Sefanja, hoofstuk 3. Wie van julle het al 'n aanhaling uit Sefanja uitgehoor? Dis daai stuk in jou Bybel wat jy nou 3 minute gaan vat om te kry. Dis een van daai boekies wat jy meer seker maak waar in jou Bybel is hy. En dis hoekom jou Bybel 'n inhoudsopgawe het, is vir Sefanja. Sefanja hoofstuk 3. Hoor gou hoe mooi is dit, vers 17. Die Here jou God is by jou, 'n held wat verlossing skenk. Hoor nou hierdie woorde. Hy verheug hom oor jou met blydskap. Hy swyg in sy liefde,
Hy juig oor jou met gejubel. Een van die Engelse vertalings sê, he exalts with singing. Het julle al aan God gedink as 'n God wat sing van blydskap? Dit behoort jou hart te raak, dit behoort jou, ek en julle dien nie 'n onpersoonlike God, en dis nou maar net so, of hy jou gaan help of nie. Ons dien 'n God wat dit geniet, om aan ons goed te doen, en sy beloftes te hou. Ken jy God goed genoeg, dat jy 'n loflied kan sing, maak nie saak wat gebeur nie, maak nie saak wat jou omstandighede is nie, al is jou lewe vol teëspoed. Ken jy die beloftes, kom ek noem van die bekendstes, net 2 of 3. Ken julle Romeine 8 vers 28? Ons weet dat God alles ten goeie meewerk vir die wat hom liefhet. Ons ken die belofte, maar glo jy dit? Ken julle Filippense 1 vers 6, hy wat die werk in jou begin het, sal dit eindtyd voltooi. Een van my gunstelinge is Johannes 6 vers 39. Glo jy regtig dat Jesus jou gaan opwek op die laaste dag en dat jy rein voor God gaan staan? Dis 'n belofte van Christus. Maak nie saak wat in jou lewe nou gebeur nie, as Christus vir jou gered het, sal hy jou opwek op die laaste dag voor God. En hy sal jou, en jy sal gered wees in die oë van God. Noem vir my een belofte in die Bybel wat God gemaak het en nie gehou het nie. Net een. Daar is nie een nie. En dis wat Dawid doen, hy dink terug aan al die beloftes, en dan noem hy dit so op, hoe God daai beloftes vervul het. Leer God ken, dat hy goed is in alles wat hy doen, en dat hy getrou is. Die derde een. Wees nou realisties in jou gevolgtrekking. Nou wat bedoel ek met dit? Dit maak nie sin. En ek weet ons doen dit, ek doen dit ook. My vrou het al vir my gepreek. Dit klink nie baie realisties om te sê dat God is goed en getrou, maar jy lewe asof jy nie hoop het nie. As jy glo aan die een kant God is goed en getrou, jy weet hoe jou omstandighede is, dis nie realisties om te dink, dit maak nie sin dat gelowiges sonder hoop rondloop nie. Dit maak nie sin dat ons glo God is liefde, maar ons voel partykeer hy is nie lief vir ons nie. Maak nie sin dat ons glo God is alomteenwoordig, maar partykeer vra ons 'n vraag soos, waar is God? Dit weerspreek mekaar. Dit maak nie sin dat ons glo God is almagtig, maar ons hardloop partykeer asof God nie in beheer is nie. Dawid is realisties in sy toepassing oor dit wat hy van God weet. Vers 2. My hart is gerus, o God. Ek wil sing en psalms sing, ja, ook my eer. Dit maak sin. As jy vanoggend bely dat God is in beheer soos wat hy sê hy is, maak nie saak wat jou omstandighede is nie, dit maak sin. My hart is gerus. Ek sê, ek ken nie almal se omstandighede nie, en ek preek hierdie vanoggend nie ligtelik nie. Preek dit nie in die sin van, my Jannie, jy weet nie waardeur ek gaan nie, ek weet nie, maar God weet en die psalmis weet, en die Heilige Gees wat die Bybel geskryf het weet. My hart is gerus. Kyk hoe begin vers 5, want die goedertierenheid is groot bo die hemel uit, en die trou tot in die wolke. Weet julle, omdat God is wat hy sê hy is, sal ek opstaan met 'n lied. En as ek dan net Tina se gebed volgende reg verstaan het, sy het die woorde gesê, omdat U is, kan ons die pad bly loop. Maak nie saak wat die pad is nie. Luister gou mooi. Wanneer jy wakker word in tye waarin jy versoek word om moedeloos te word, waarin jy swaar kry, waarin dit voel of jy jou hele lewe uitmekaar uitval, dan grond jy jou aanbidding nie op jou omstandighede nie, maar op grond van wie God is. Want hy is onveranderlik. Kom ek stel dit makliker. Die geloofwaardigheid van God se beloftes, die feit dat jy dit kan vertrou, is nie gegrond in jou vermoë om jou omstandighede te kan verstaan nie, maar dit is gegrond in wie God self is. Kom ek stel dit anders. Jou omstandighede is nie die bepalende faktor van jou hoop nie, God se beloftes is. Dit maak sin. Jou omstandighede is nie die bepalende faktor of jy hoop het of nie, God se beloftes is die bepalende faktor, lyk dit vir my op die ou einde. So kom ek sluit af met 2 of 3 toepassings uit die Psalm uit. Iets wat ek en julle kan leer om te doen. Vers 1 is die oplossing. 'n Lied. My hart is gerus, o God, ek wil sing en psalms sing. Jy hoef nie te wag tot jy beter voel voordat jy God kan loof nie. Jy kan, soos om Kobus, jou hele oes of die oes is deurhaal vernietig, jy loop deur dit, jy sien hoe alles stikkend is, en dan sing jy deur die landerye, nogtans sal ek in die Here jubel, sal ek juig in God my redder.
Jy kan psalms sing, maak nie saak wat jou omstandighede is nie. Dis hoekom die psalms geskryf is. En dis hoekom daar goeie liede geskryf is. So eerstens, leer om te sing, 'n loflied te sing in die oggend as jy wakker word. Tweedens, net 'n toepassingkie. Staan vroeg genoeg op dat jy kan weet wie God is. Hy sê dit in vers 3. Waak op, harp en siter, ek wil die son wakker maak. Partykeer staan ek en julle net te laat op. Partykeer staan ons op en jou kop is oorweldig, jy gaan nie hierdie dag kom nie en ons net te veel dinge. Die enigste rede is, jy het nog nie net tyd spandeer, staan 'n bietjie vroeër op en herinner jouself net aan wie God is. As ek in die oggend opstaan en ons gaan dit nou sing uit Klaagliedere 3 uit, God se barmhartigheid is elke môre nuut, sy goedheid sonder einde, dan sien ek kans vir die dag. Die son wat opkom is vir my herinnering, hy sê dit, die genade is elke môre nuut. As jy die son sien opkom, ja, hy kom die kant op, nee ja, as jy die son sien opkom, daar's die bewys dat God se genade elke môre nuut is. So staan net bietjie vroeër op. Ja nee, ek staan klaar te vroeg op. Talle voorbeelde in die Bybel. Jesus Christus het opgestaan terwyl dit nog donker was. Martin Luther, as sy dag baie vol was, dit word vertel, dan het hy net gesê, die dag is so vol, ek moet nou nog vroeër opstaan. George Mueller, ouens wat op die Here vertrou het in die geskiedenis, hulle het net vroeër opgestaan om tyd te maak met die Here. Derde een, sing saam met en voor ander. Vers 4, ek wil u loof onder die volke, o Here, psalm sing tot u eer onder die nasies. Sing saam met ander gelowiges en sing terwille van ander nasies wat God dalk nog nie ken nie. Sing in die gemeente en sing buite die gemeente. Vierde ding wat jy kan doen. Vertrou God bo mense. Vers 13. Gee ons hulp teen die vyand, want die mense hulp is vergeefse moeite. Weet jy wat is die hardste dag in jou lewe? Die dag wanneer jy op die punt kom en niemand kan niks vir jou doen nie en jy dink jou hoop is verby. Met ander woorde, jou verstaan van hoop is, solank as wat mense my kan help, is ek okay, maar as mense my nie meer kan help nie, is daar vir my geen hoop nie. Dis die hardste dag in jou lewe. Leer dit sommer van die begin af. Mense hulp is vergeefse moeite. God kan. Leer God beter ken. Weet julle, ek en julle sal dit nie met ons monde sê nie. Maar dikwels net omdat iets menslik onmoontlik lyk, dikwels net omdat ek dit nie kan indink nie, dan sak ek in as in. Dan gaan sit ek. Leer hierdie psalm ken. 5de een. Maak vers 14 jou lewensleser. Vers 14 sê, en God sal ons kragtige dade doen. Daar's die balans. Dis nie sit terug, daai gesegde, let go and let God. Dis nie 'n baie Bybelse gesegde nie. Verstaan wat mense bedoel? Nee, hierdie is vertrou God, alles is hy, en op grond van dit doen ek dan alles wat hy van my verwag. Ek lewe soos wat hy van my verwag. Ek doen die regte dinge, omdat ek God vertrou. Die laaste een, die 6de een. Gebruik gereeld die nagmaal. Nou moet julle gou saam met my volg. As Dawid terugdink, dan dink hy terug, toe God die land, ander mense se land wegvat, en vir sy volk gee. Dis wat hy doen, as hy praat van Gilead en Manasse en Ephraim en Juda, en God sê dis syne. Dis waaraan hy kan terugdink. As ek en julle terugdink, wens ons kan hierdie psalm oorskryf, nie in die sin van dat dit 'n beter psalm is nie, maar om vir my en julle te help. As ek en julle terugdink, kyk ons nie na Kana nie, ek en julle het nooit belangstelling om daar te bly nie. Sal dit graag eendag wil sien, hoe lyk dit daar, maar ek wil nie daar gaan bly nie. Maar as ek terugdink, dan dink ek terug aan die kruis. Dat God van Genesis 3 vers 15 af beloof het, dat hy 'n verlosser sou stuur. En ek lees elke profesie en elke gedeelte in die Bybel wat gaan oor Christus. En ek sê, God het beloof, hy gaan 'n Christus stuur, die verlosser, die gesalfde een, die Messias. En ek lees Jesaja, en ek lees Exodus, en ek lees alles. En dan sit ek vanoggend en ek kyk terug, en ek sê, God het dit vervul. Ek sing dit bietjie anders as hierdie psalm. Romeine 8 vers 32. Baie van ons ken vers 28 en ek dink in hierdie tyd ken julle al vers 32 ook. Maar Paulus doen dit. Hy skryf dit vir mense wie onthoof word, wat hulle lewens verloor, wat deur mense gehaat word. Dan sê hy maar, hier's die waarborg. Romeine 8 vers 32. Vers 31 is daai bekende stuk. Wat sal ons dan van hierdie dinge sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? En die antwoord is maklik, niemand nie.
Vers 32, hy wat self sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom vir ons almal oorgegee het, hoe sal hy nie saam met hom ons ook alles genadiglik skenk nie? Dawid moes terugdink aan Israel. Ek en julle dink terug aan die kruis. God het dit klaar gedoen. Wees versigtig, net 'n liefdevolle vermaaning. Wees versigtig om vir die Here iets te sê soos, my Here, doen vir my iets spesiaals om vir my te wys dat U vir my liefhet. Jy gaan 'n gemors van dit maak, want God het dit klaar gedoen in Christus. Dit is die grootste bewys van ongeloof, om dit vir die Here te sê. En ek sê dit nie ligtelik nie, ek het al so 'n dom fout gemaak. Nie om te sê dat die Here lief is vir my nie. Ek het regtig vir die Here gevra, gee my 'n teken dat ek weet U gaan my help. Dan vra ek, laat die volgende kar 'n Toyota wees wat verby my ry, want daar's baie Toyotas. Dan is die kar nie 'n Toyota nie. Okay, laat dit 'n Volkswagen wees. Moenie dit met die Here doen nie. Gebruik gereeld die nagmaal, want God het klaar vir jou die grootste bewys gegee dat hy vir jou lief is. En Romeine 8 vers 32, as hy dit klaar gedoen het, hoor nou mooi vanoggend, is dit 'n gegewe, 'n vasgestelde belofte, dat hy ook vir jou al die ander dinge sal gee, wat jy nodig het. Ek dink dit is hoekom Jesus daardie nag die nagmaal ingestel het, en vir hulle gesê het, gebruik dit so gereeld as wat julle aan my dink. Want dit was die bepalende faktor om die disippels te bemoedig, nadat hulle weghardloop het, nadat Christus gekruisig is en hulle kom by mekaar, want hulle eerste woorde was, alles het gebeur presies soos wat hy vir ons gesê het. Moenie jou omstandighede gebruik en sê daar's nie hoop nie. Dawid sin het dikwels so gelyk. Gebruik God se beloftes en sê daar is hoop. Die dag as jy met 'n belofte kan kom en sê God het daai belofte nie gehou nie, dan sê ek vir jou, okay, ons gee almal moed op. Maar dit gaan nie gebeur nie. Ek gaan vir Jessie en Jan Hendrik vra as dit reg is met julle om saam met my die nagmaal te bedien. Die nagmaal is die toonbeeld van God se goedertierenheid en van sy getrouheid. Daar is niks so getrou as wat die Vader sy seun beloof en dan sy seun laat doodmaak, laat sterf vir ons sondes nie. Dis die grootste bewys van God se getrouheid.